kuier vanoggend weer hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialist verwysingspraktyk en ek gesels vandag met Dr. Marisa oor die mees algemene simptome waarmee honde en katte by die praktyk opdaag. Dr. Marisa, ek gaan met die deur in die huis val en vra, verduidelik net eers vir ons wat jou rol by hierdie dierehospitaal behels. Ek het begin hierso as 'n algemene praktiseerder, deel van hulle GP span. Ja, net 'n bietjie agtergrond op myself. Ek was vir 'n lang tyd in die Kaap gewees. Ek het daar gewerk by Sandkop wat die Pikkewyn Hospitaal is in Blouberg. Na dit het ek vir 2 jaar gewerk as 'n nagskoolveearts en toe vir 3 jaar het ek begin loukum. Ek het toe hierso geloukum en toe hierso aangebly. Goed, so nou die simptome, diarree en wanneer honde of katte dalk opbring. Ek wil ons met spesifiek daaroor praat. Wanneer weet ek dis tyd om hulle veearts toe te neem en wanneer kan 'n mens so iets by die huis behandel? Een van die beste goedjies wat 'n mens kan doen vir iets soos diarree is daar is over-the-counter medikasie wat 'n mens kan koop, soos Flexus, soos Diamec en Procolin. Dis maar goedjies wat hulle net help dat daai diarree kan beïnd. Die ander goedjies wat 'n mens kan doen is goedjies soos ys in die water sit. Dit help nogal baie vir daai reflux dat hulle nie so naar is nie. Ander goedjies wat 'n mens kan koop oor die toonbank ook nou is goedjies soos Prolite, Probivet, Protexin, dis probiotika en elektrolyte. Daar is ook 'n verandering in die kos wat ons kan doen. So gewoonlik as hulle 'n braking het, dan hou ons maar die kosies weg vir so 12 tot 24 uur, sodat hulle net so 'n bietjie weer kan herstel voordat ons weer daar aangaan. En dan goedjies wat mense kan gee na die tyd is goedjies soos hoenderborsies en rys, maar dit is nou natuurlik sonder die vel, sonder sout, sonder olie, maar net gekook. Dis basies dieselfde as wanneer ons toast eet as ons nou 'n bietjie omgekrap is. So net 'n baie plain ding om te gee vir 3 dae dat ons net 'n bietjie kan herstel. Ontwrimming is altyd 'n goeie idee. So as ons in die laaste maand nog nie weer ontwrimming gegee het nie, dit kan hulle wel gee by die huis. Wurms is ook 'n oorsaak van hierdie tipe goedjies. En dan een groot ding wat ek gewoonlik vir eienaars vra is om te kyk of hulle hondjie of katjie ontwater is. Dit is baie maklik om te doen. Mense sit net jou vingertjie op hulle slijmvliesies en soos wat 'n mens wegtrek, sal 'n mens voel dit glip baie maklik as dit nie ontwater is nie. As hy bietjie ontwater is, dan klou hy vas aan die vinger. So mense voel dit redelik maklik. Ons stel altyd voor as eienaars enigstens bekommerd is, dan moet hulle inkom, maar as dit langer as 2 dae hou, dan is dit gewoonlik 'n goeie idee om in te kom. As daar dehydrasie is wat ons nie kan regkry deur die elektrolyt goedjies wat ons gegee het nie, byvoorbeeld, of as daar bloed in die opgooi of in die diarree is, dan is dit nodig om in te kom. So dit kan enige iets wees. Mense praat van iets soos 'n gastroenteritis wat redelik eenvoudig is na foreign bodies byvoorbeeld, waar hulle ietsie sluk wat hulle nie moet sluk nie. Partykeer sit dit verskriklik vas en dan moet 'n mens teater toe gaan soms vir sulke tipe goedjies. So dit is iets byvoorbeeld wat lewensgevaarlik moontlik kan wees. Ander goedjies soos vergiftiging byvoorbeeld ook, en dit is natuurlik ietsie wat ons so gou as moontlik wil behandel, en as daar enige kommernis daar is, dan moet 'n mens maar dadelik deurkom. Ander goedjies soos pankreatitis, en daar is party rasse wat dit meer kry as ander, soos die Schnauzers byvoorbeeld, en die eienaars ken hulle gewoonlik en hulle weet wanneer dit so ietsie is, en dan kom hulle maar in en dan gesels hulle met ons verder daaromtrent. Ander goedjies is soos 'n GDV, die groot ras honde. Dikwels is dit dat hulle probeer opgooi, maar hulle kan nie, en as mense dit sien in 'n groot ras hond, dan is dit ietsie wat 'n mens regtig vir met inkom liewer. Rather safe than sorry is altyd my siening daaromtrent. Absoluut. Maar daar's enige iets soos wurms kan dit veroorsaak. Daar's kroniese enteritis, daar's party rasse wat daaromtrent ook 'n geneigtheid het. Maar oor die algemeen is daar soveel wat 'n mens oor kan gesels, en ek kan hierso sit die hele dag en daaroor praat. Maar eienaars is redelik goed om hulle diertjies te ken, en hulle sê vir ons, hulle weet dis tyd om in te kom. Maar soos ek gesê het voorheen, daai tipe goedjies waar daar verskriklike ontwatering is, as daar bloed in die opgooi of diarree is, of enige iets waar mens weet hulle het ietsie gesluk wat hulle nie moes nie, dan is dit maar liewer beter om in te kom. Dat ons vinnig kyk en dan sorteer ons dit uit. Ek stem heeltemal saam en dit is presies waarom ons hierdie doen. So maak maar seker, jy bring eerder jou honde of katkind na die veearts toe en bring hulle sommer hierheen. Tot ons volgende kuiertjie.